Ek is so bly jy is hier. Daar's al een of twee wat bly is. Ons is so dankbaar vir elkeen wat vanmôre gekom het. En dis 'n baie spesiale dag. Dis net die vrouens wat amen sê. Dis 'n spesiale dag. So goeiemôre en baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Baie spesiale Moedersdag wense aan elke vrou. 'n Baie spesiale Moedersdag wense aan elke ma, aan elke ouma, aan elke voog, aan elke vrou wat vandag hier is. Ons wil vandag ons dames eer. Mans, dit was 'n goeie plek. Vandag vereer ons nie net biologiese mammas nie, maar ons eer eintlik elke vrou met 'n hart van 'n moeder. Elke vrou. Elkeen wat sorg dra, elkeen wat leer en lei en bid en liefhet. Ons wil elkeen van hulle vanmôre eer. En ons weet vandag, veral hier in Suid-Afrika, dat die vrouens kry maar nie altyd net sonskyn en rose nie. Hulle kry partykeer ook swaar om tussen die pa en die kinders en wie ook al te staan. En kom ons sê vanmôre vir mekaar, hulle is die vrouens wat eintlik die huishouding by mekaar hou. Kom aan manne, sê bietjie amen. Dis nie jy nie. Dis die dames wat die huishouding by mekaar hou in moeilike omstandighede, wat die familie by mekaar hou, deur te bid in moeilike tye, deur by te staan en sterk te staan, selfs wanneer haar min is. Weet jy wat die grootste respek wat ek vir elke vrou het, is dat sy sal aanhou en uithou en moed hou en partykeer haar mond ook hou. Maar weet jy wat, terwyl ek en Ronel hieroor praat en besin oor hierdie hele toe dink ek daaraan. Ek wil net vinnig dit noem. Ek weet dis 'n spesiale Moedersdag geleentheid. Maar agter elke Spreuke 31 vrou is daar 'n man. Ek voel ek moet dit net inkry. Die man van die Spreuke 31 vrou word dikwels op die agtergrond geplaas, want ons gebruik gewoonlik hierdie teks net vir dames. Wat raak al hoe stiller hier. Maar die teenwoordigheid van die man openbaar iets dieps van God se ontwerp vir enige huwelik, vir enige gesin, vir enige geestelike leierskap. In die boek van Spreuke 31 vers 23, ek het dit nou nie op die skerm nie, maar in die boek van Spreuke 31 vers 23 lees ons, haar man is bekend in die poorte wanneer hy saam met die oudstes van die land sit. So, hierdie was nie sommer net enige man nie. Dit was dalk nie ons kaliber nie. Hierdie een vers wys vir ons die karakter en die invloed van die vrou wat nie haar man verkleineer nie, maar haar man aanhelp en bemoedig en sterk maak eintlik. Sy's nie net 'n goeie vrou nie, maar sy's eintlik 'n geestelike bouer. Die bouer in haar huis. Die man van Spreuke 31 vrou is nie net iemand wat in die agtergrond staan en passief is nie.
Hy's 'n man van eer, 'n man van wysheid, 'n man van verantwoordelikheid. Die feit dat hy in die poorte sit, beteken hy's 'n man van invloed, van oordeel, van integriteit in die gemeenskap. Die gemeenskap erken hom as iemand wat besonders is. Nou, in die Bybelse tye was die stadspoort eintlik die plek waar die stadsraad bymekaar gekom het. Waar besluite geneem is, waar geskille opgelos is, waar leierskap uitgeoefen is. En hy was 'n man van 'n respek. 'n Man wat nie bloot oor sy posisie nie, maar hy's 'n man van karakter. Wat besonders is dat die Bybel wys vir ons dat sy vrou se wysheid, sy vrou se insette, sy vrou se getrouheid, sy lewe ondersteun het. Amen. Nou, ek is nog nie daar nie, hoor. Jy kan maar teruggaan. Hierdie vrou bring vrede in haar huis. Haar vertroue is nie in haarself nie, haar vertroue is in haar man. Nou was dit 'n goeie plek vir die vrouens om iets te sê. Haar vertroue is in haar man se hart, se stabiliteit, se roeping. Kom ons sê gou môre vir mekaar, in die meeste pastore se lewe, die pastoor kan net so sterk wees as die span van sy vrou. Spreuke 31 vers 11 sê, op haar vertrou die hart van haar man. Op haar. Ware Bybelse huwelik gaan nie oor beheer nie, maar dit gaan nie net oor wederwysige respek nie, maar dit gaan oor wederwysige eer, wederwysige vertroue, wederwysige roeping. Net soos wat die man 'n roeping het in sy huis, het sy vrou net so 'n roeping. Die man van Spreuke 31, vrou, leef nie in vrees vir sy vrou nie. Hy leef nie in vrees vir haar nie. Hy floreer juis omdat hy haar ondersteuning en onderskraging, haar wysheid, haar insig, haar begrip het. Hierdie man herinner my aan Jesus Christus se verhouding met sy kerk. Dit herinner my, soos 'n godsvreesende man sy vrou eer en waardeer, so kom Jesus Christus en hy leer ons, hy eer en waardeer sy kerk, sy bruid. Die Spreuke 31 vrou se man verstaan dat 'n sterk vrou is nie 'n bedreiging nie, 'n sterk vrou is 'n aanwins. Sy's 'n seun van die Here. En daarom, hierdie man is nie bang om te sê, in Spreuke 31, hy sê, baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Wow, man, baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Ek wil vanmôre vir die manne sê, ek weet dit is Moedersdag. Luister man, jou lewe kan net so sterk wees as dit wat jy toelaat in jou huis. Vir die mans vandag is hierdie Spreuke 31 man eintlik 'n voorbeeld van volwassenheid, van geestelike volwassenheid. 'n Man wat karakter kies bo trots. En ons Afrikaanse mans, ons mag nie huil nie, ons is hard, party is klaphard.
'n man is 'n man wanneer hy verantwoordelikheid aanvaar in sy huis. Sy vrou eer en nie beheer nie. Ek wil vanmôre vir die dames sowel as die mans vanmôre sê, saam maak ons God se span. Amen. Ok, nou kan ek met die dames praat. Ek wil net seker gemaak het die mans is saam met my. En vandag gaan ons kyk na wat die woord sê oor hierdie vrou. Hierdie vrou. In die eerste plek, die Bybel sê, sy is beklee, ek dink is een terug, gaan een terug, een slide terug. Hierdie vrou is beklee met krag en waardigheid. Nou, ek wil nou nie baie daaroor sê nie. Maar dames, wat is 'n vrou van krag en waardigheid? Wat is 'n goeie woord vir waardigheid? Sy tree so op, waar sy nie haarself en haar gesin in die skande steek nie. Hallo? Spreuke 31 vers 25 sê, hy sê, kragtigheid en eer is haar kleed. Kragtigheid en eer is haar kleed. Laat ek gou hierdie hele vers lees. Hy sê, sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid. Sy gee raad saam met liefde. Waar is die dames? Sy vertel hom nie wat om te doen nie, maar hy beleef die liefde. Dis wanneer jy hom iets vertel sonder liefde wat hy dit nie aanvaar nie. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid. Sy gee raad saam met liefde. Sy hou toesig oor alles wat in haar huis gebeur. Sy verdra nie luiheid nie. Haar kinders staan op en prys haar. Haar man spog met haar. Daar is baie knap vroue, maar jy's die beste van almal. Skoonheid is soms misleidend. Ek kan so baie hieroor sê. 'n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. 'n Vrou wat ontzag het vir die Here verdien om geprys te word. Amen. En dames, ek wil hê julle met hierdie Spreuke 31 weer met nuwe oë. En as jy dit lees, moet jy jouself afvra, wat wil die Here vir my sê? Hy sê, sy is beklee met krag en waardigheid. Hierdie skrif praat nie van uiterlike voorkoms nie. Hierdie skrif praat nie van sy moet haarself uiterlik mooi maak, alhoewel dit belangrik is. Maar hierdie praat van haar innerlike krag. Nou, in ons konteks weet ons wat hierdie krag is. Hierdie innerlike krag is nie my innerlike krag nie, maar is sy krag. Dit is die krag van die Heilige Gees. Moeders, julle krag lê nie in wat julle doen nie, julle krag lê in wie julle leef. Hoor gou mooi dames, ek wil vanmôre vir julle kom sê, wanneer jy moeg is, hy gee krag. Wanneer jy onseker is, hy het oorvloedig wysheid. Wanneer jy bang is, hy gee vrede. Amen.
Hy gee vrede. Weet jy wat? Kom ons wees gou eerlik. In die nuwe Suid-Afrika, veral nou, nie net in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld, is daar baie onsekerheid. Kom ons wees gou eerlik vanmôre, mag ons eerlik in die kerk wees? Hier's baie onsekerheid. Ons is bekommerd dat die petrolprys in die R40 kan word. Hallo? Ons is bekommerd dat die rand sy waarde gaan verloor en hy R40 dalk R80 word. Daar's onsekerheid soms deel van ons daaglikse lewe. Maar ons het geestelik gevulde vrouens nodig wat in hierdie tyd sal opstaan en die Here vertrou saam met haar man, saam met haar kinders. Nou die tweede ding, haar mond spreek van wysheid. Haar mond spreek van wysheid. Weet jy wat, ek wil vanmôre vir die dames sê, dit wat jy sê is ongelooflik belangrik. Jou woorde, veral 'n ma se woorde, maar ook 'n vrou se woorde, dit vorm die mense se lewens om jou. Kan ek vanmôre vir u sê, en ek is eerlik as ek dit sê, ek kan hoe vrolik en opgewek by die huis kom, maar as my vrou 'n wolk oor haar het, dan vang dit my. Partykeer, dan wil ek vir jou sê, dis hoekom dit so belangrik is, dat 'n vrou se woorde met sout besprinkel sal wees. 'n moeder se woorde kan bou of breek. Haar woorde kan 'n identiteit vestig in haar man en haar kinders se lewens. Woorde kan hoop gee. Kan ek vanmôre vir jou vra, wie van julle kan nog onthou wat jou ma vir jou gesê het? Hoeveel van ons kan nog onthou wat ons ma gesê? En ek dink daai onthou van wat ma gesê het, word groter as sy eers nie meer daar is nie. Dan is jy in spesifieke omstandighede. Ek kan onthou as ek het my ma altyd elke Sondag aand gebel. En as ek haar bel, die eerste vraag wat sy my vra, is jou verhouding met die Here nog reg? Jy sien, 'n ma is nie net 'n versorger nie, maar sy's 'n geestelike bouer. Sy praat lewe oor haar man en haar kinders. Luister dame, jy het 'n roeping. God het 'n plan met jou lewe. Moenie dink ek is getroud en nou, nee. Luister, jou mond spreek wysheid. Ek wil vir elke dame sê, as die Here na jou kyk, is jy besonders. Hy het jou lief, hy gee vir jou om, maar hy het 'n plan vir jou lewe. Luister, jou optrede kan jou huisgesin by die Here uitbring of weg van die Here af kry. Jou optrede. Selfs in gebroke huise is 'n moeder 'n steunpilaar. Weet jy wat? In ons vorige gemeente was daar 5 tronke. En ek het op 'n weeklikse basis die tronke gaan besoek. En weet jy wat het ek agterkom? En ek het spesifiek gaan kyk na die maksimum gevangenes. Dis nou almal wat meer as 25 jaar moet sit. En ek het iets uitgevind. As ek vir daai manne vra, skryf 'n briefie
vir jou ma, dan is dit altyd sulke mooiste woorde. As ek vir hulle sê, skryf 'n bietjie iets van jou pa, dan vat hulle nie eers 'n pen nie. Selfs in gebrokenheid is ma die steunpilaar. Haar woorde spreek wysheid. Haar woorde spreek wysheid. Kan ons vanmôre vir mekaar sê, en ek het al so baie besef, 'n ma se kinders kan wat wees, maar sy's altyd lief vir hulle en sy sal altyd opkom vir hulle. Vat aan daai kind en jy het met die ma te doen. Toe ons Rustenburg toe trek, toe sê iemand vir my, is daar iets waarvoor jy bang is? Toe sê ek, nee, nie regtig nie. Ek is net besorg oor die myners. Toe sê hulle, moenie bang wees vir die myner nie. Wees bang vir sy vrou. Laat jou mond van wysheid spreek. Derdens, sy vrees die Here. Sy vrees die Here. Hoor wat sy spreek hier in vers 30. Hy sê 'n vrou wat die Here vrees. Wat moet met haar gedoen word? Sy moet geprys word. Nie 'n vrou wat mooi is en 'n vrou wat dit is of 'n vrou. Jy weet, dis net 'n bonus as sy mooi is. Ek was bevoorreg. Die kern van alles, sy moet die Here vrees. En dit beteken nie sy is bang vir die Here nie. Dit beteken sy het 'n opregte innerlike verhouding. Weet jy wat, kan ek vir vanmôre sê, dames, almal is nie dieselfde nie, maar kan ons vanmôre sê, dit gaan nie oor jou vaardighede nie. Dit gaan nie oor jou status nie. Dit gaan nie oor jou sukses nie. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Nou in die AGS glo ons in 'n lewende, persoonlike verhouding met Jesus Christus. En ons maak ons harte oop vir die inspraak van die Heilige Gees. Moeders, julle grootste invloed is nie om perfek te wees nie, of perfekte ma te wees nie. Maar jou grootste invloed is dat jou hart oop moet wees vir die Here. Jou binneste, daar moet 'n egte, hegte verhouding met die Here wees. Weet jy wat? Jou man en jou kinders kan sien of jy bid. Jou man of jou kinders weet of jy die Here aanbid. Hulle weet wanneer hulle na jou kan kyk, want hulle weet jy vertrou die Here. Luister, om die Here te dien is belangriker as enigiets anders. In die meeste ou huise is dit die ma wat ek sien dit nie net in blankes nie, ek sien dit onder ons broers hier buite ook. Weet jy wat? Dis die ma wat die almal geestelik bymekaar bring. Dis sy wat bid, dis sy wat die woord lees, dis sy wat die beginsels toepas. Ek wil vanmôre vir elke ma sê, luister, wat jou suksesvol maak, is jou vrees vir die Here. Vierdens, sy bou haar huis. Spreuke 14 vers 1 sê, die wysheid van 'n vrou bou haar huis. Nou kom ons sê gou vanmôre vir mekaar, die man bou die huis met bakstene. Maar die vrou
Sy bou 'n plek van huislikheid. Sy bou 'n plek van vrede, 'n plek van gebed, 'n plek van veiligheid. Luister dames, ek wil vanmôre vir julle kom sê, dat jy as dame is die een wat die atmosfeer in jou huis uitdra. Jy is die een. Weet jy wat, in Suid-Afrika is daar baie gebroke strukture, maar God gebruik vroue om herstel te bring. As jy wil hê daar moet besluite geneem word, kry 'n klomp mans bymekaar. Maar as jy wil hê daai besluite moet uitgevoer word, weet jy wat? Jy hoef nie perfek te wees om 'n huis te bou nie. Jy moet net beskikbaar wees. Selfs enkelmaas en oumas wat kleinkinders grootmaak, vroue wat alleen staan. Die Here sien jou raak en hy gebruik jou. Vyfdens, God sien jou opoffering. Jy weet, baie keer dan kan vroue swaar kry waar niemand van weet nie. Jy weet, die Engelse mense het 'n spreekwoord wat sê suffer in silence. Nou baie dames kry swaar in moeilike omstandighede. En sy hou dit vir haarself. Kan ek vanmôre vir elke dame, en ek wil julle nie depressief maak nie, maar ek wil vanmôre vir die dames vra. Moeders, voel jy vanmôre moeg en uitgeput en oorlaai? Voel jy word nie na jou waarde gewaardeer nie? Voel jy vanmôre effens oorweldig deur dit wat almal van jou verwag? Ek wil vanmôre vir elke dame sê, God sien jou. Om die waarheid te sê, God sien jou raak. Hy sien jou nood, hy sien jou behoefte, hy sien jou verlange. Die Here sien, as ek lees hierdie Spreuke 31, sy tot laat in die nag gewerk en vroeg opgestaan, gebid, trane gestort. Kan ek vanmôre vir die dames sê, luister, niks is verniet nie. Niks. Ek wil graag my toepassing maak en afsluit. Vandag wil ek 3 dinge doen. Ek wil graag 3 dinge doen. Eerstens, ek wil elke vrou, elke ma, wil ek vanmôre kom aanmoedig. Luister, dames, hou net aan, hou net vas, hou net moed, druk net deur, vertrou die Here vir jou huis. Luister dames, jy maak 'n verskil. Al sien hy dit nie raak nie. Want om die minste te sê, party mans is regte brombeere. Regte suurtiere. Jy maak 'n verskil. Dame, jy maak 'n verskil. Self al weet niemand daarvan nie. Die Here, ek wil jou kom aanmoedig vanmôre. Die Here sien jou raak. Dis hy wat jou krag en deursettingsvermoë en insig en wysheid en alles gee wat jy nodig het. Hou net aan. Tweedens, ek wil elke dame uitdaag. Elke dame wil ek vanmôre kom uitdaag. Dames, luister. As jy die beste ma wil wees, wees 'n vrou van die woord. Lees die woord. Vertrou die Here. Laat die Here met jou praat deur sy woord. Weet jy wat? Daai geskrewe woord wat jy lees, word 'n werklikheid, 'n rema,
in jou eie hart, in jou eie omstandighede. Wees ook 'n vrou wat toelaat dat die Heilige Gees met jou praat en vir jou sê, weet jy wat, partykeer dan sal ek in ons huis seker goed dink. En dan sal my vrou met my praat en my sê, het jy nog nie hieroor gedink nie? Dan vat ek dit, dan dink ek, maar sy's reg. Miskien moet ons dit en dit. Ek wil die dames vanmôre uitdaag. Wees vroue van die woord. Wees vroue van die Gees. Wees 'n kanaal, wees 'n werktuig. Wees 'n spreekbuis in jou huis. Derdens, ek wil graag vanmôre vir elke dame bid. Ons glo dat die Here gee die wat wag nuwe krag. Ons glo vandag dat die Here ons dames gaan krag gee. Ek wonder of ek so eerlik kan wees. As jy 'n maas, ek wil jou nou nie blootstel nie, maar as jy 'n maas en jy voel moeg, steek op jou hand. As jy krag nodig het, steek op al twee hande. As jy krag nodig het van die Here. Dames, as jy krag van die Here nodig het, steek op jou hand en sê, Here, my hande steek ek op, want ek het U nodig. Ek het nodig dat U my moet raak sien. Ek het U nodig, Here, om iets in my lewe te bewerk. Kom aan, net daar wees, sluit jou oë en praat net vir 'n oomblik met die Here en sê, Here, U ken my. U ken my omstandighede. U weet wat ek deurmaak. U ken my. U ken vanmôre elke nood, elke behoefte, elke verlange, elke begeerte. Here, ek gee oor. Kom gee vir my wat nodig is. Kom ons bid. Here, baie dankie vir elke vrou wat hier is. Here, ek wil vanmôre bid dat jy elke dame sal vul met nuwe krag. Krag van die Heilige Gees. Geef hulle wysheid en vrede en hoop en geloof en vertroue in Jesus naam. Here, ek wil bid vir elke dame, bring herstel waar daar gebreek is. Here, versterk waar daar moeg is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Here, ons wil vanmôre bid vir elke dame in hierdie kerk. Mag die seën van die Here elkeen vergesel. Mag hulle beleef, hulle is nie alleen nie, maar U is Immanuel, God met hulle. U is by hulle, U is saam met hulle, in Jesus naam. Here, ek wil eintlik my hande uitstrek na elke vrou en bid, Here, dat U deur U Gees met elkeen sal wees. Here, vestig in hulle harte nuwe opwinding, nuwe entoesiasme.